Goed julle, ek gaan vir ons bid en dan begin ons. Here, baie dankie vir u wonderlike genade dat ons kan saam wees. Al is dit nou so op hierdie moderne manier met 'n virtuele koneksie. Dankie dat ons kan weet u is nog steeds alomteenwoordig. En hoe wonderlik is dit nie vir ons om te weet dat oral waarvanaf ons inskakel is u by ons elkeen persoonlik ook teenwoordig. Seën ons Bybelstudie vanaand asseblief en dankie dat ons kan weet dis u woord, ons respekteer u woord, ons het u woord lief, want ons het u lief. Amen. Ons het nou die afgelope ruk nogal gesukkel met ons wifi en ons sein, maar ek glo dit sal goed gaan. So, die wet is nou ook met ons. Dan het kans om haar bladsye oop te kry. Daar sê. Hallo Yvette. Hallo Johannes. Is jy reg om te begin? Ja, dit is reg, ons is 'n bietjie laat vanaand. Nee, is nie 'n probleem nie. Okay man. Dit gebeur meer as gereeld met my. Goed. Ek gaan vir ons weer lees van daar by Hebreërs 5 en dan kan ons met daai gedeelte aan die gang kom. Vers 11. Hy skryf: hieroor het ons baie om vir julle te sê wat moeilik is om te verduidelik, aangesien julle traag geword het om te luister. Want terwyl julle teen hierdie tyd reeds leraars of teachers, soos ons laas gesê het, eintlik moet dit wees mense wat onderrig gee, moes gewees het julle nou weer nodig dat iemand julle met die grondbeginsels van die uitsprake van God leer. En het julle weer behoefte aan melk en nie vaste kos nie. Elkeen wat melk gebruik is immers onervare ten opsigte van die boodskap van regverdiging, want hy of sy is 'n suigeling. Maar vaste kos is vir volwassenes, vir hulle wat oor die aanvoeling beskik, deur gewoonte geoefen om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Laat ons dan verder gaan as die eerste beginsels van die boodskap aangaande Christus en voortgaan na volwassenheid, sonder om weer die fundament te lê van die bekering van dooie werke, van geloof in God, van onderrig oor reinigingsrituele, oplegging van hande, opstanding uit die dood en van ewige oordeel. En juist dit sal ons doen as God dit toelaat. Dit is immers onmoontlik om hulle wat eenmaal verlig is, wat die hemelse gawe gesmaak en deel gekry het aan die Heilige Gees, en wat die goeie woord van God gesmaak het, en ook die kragte van die komende bedeling, en tog afvallig geword het, weer opnuut tot bekering te bring, aangesien hulle wat hulle self betref, die Seun van God opnuut kruisig en openlik tot skande maak. Want grond wat die reën indrink, wat telkens daarop val, en 'n bruikbare oes voortbring vir hulle, om wie se ontwil dit bewerk word, ontvang God se seën. Maar wanneer dit dorings en dussels voortbring, is dit nutteloos en naby vervloeking. Die einde daarvan is verbranding. Maar selfs wanneer ons so praat, geliefdes, is ons, wat julle betref, oortuig van beter dinge, wat betrekking het op verlossing. God is immers nie onregverdig nie. Hy sal nie vergeet van julle arbeid en van die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle die heiliges bedien het en nog steeds bedien nie. Ons begeer dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer sal toon om tot volle sekerheid van die hoop te kom, sodat julle nie traag word nie, maar die voorbeeld volg van hulle wat deur geloof en geduld die beloftes beerf. Goed, almal sover nog met ons oor die geleesde gedeelte. Ek gaan maar elke keer uit die 2020 vertaling lees, omdat dit meer woord vir woord vertaal is, maar jy is welkom om self in jou eie Bybel van jou keuse daarin na te kyk, en as jy op 'n interessante ander vertalings, as jy nou maar, ons weet nou maar hoe dit verskil 'n bietjie, en jy wil dit graag hier onder ons aandag bring, is jy welkom hoor. Nou, ek het gesê, julle het hierdie gekry al 2 weke terug, oor die inleiding en die konteks van hierdie gedeelte. Dit vorm een van die mees intense pastorale waarskuwings in die hele brief. Dis 'n mooi manier om te sê, om op 'n liefdevolle manier mense ernstig aan te spreek. Ons het nou die trant van sy woorde gehoor, nê, 'n pastorale waarskuwing. Die skrywer skakel oor van die teologiese bespreking van Christus as hoëpriester na 'n persoonlike oproep aan sy lesers. Moenie geestelik stagneer nie, maar groei tot volwassenheid. Hy waarsku teen geestelike traagheid en teen die gevaar van afvalligheid
Nie as 'n dreigement teen ware gelowiges nie, maar 'n ernstige aanmoediging aan die wat halfpad bly staan het of stagneer het en tussen geloof en ongeloof nou wankel of anker. So belangrike feite, ag is maar net weer feite, ek lees dit net, julle en julle self seker as julle wou kon julle die tekste al bietjie gaan lees het, of nou hier is dit nou vir toekoms vir verwysing. Hierdie gedeelte dien as 'n brug tussen die uitleg van Jesus se priesterskap. Alhoewel julle sal sien die volgende gedeelte gaan nou weer oor die priesterskap, so dit kom ek sê dis 'n brug ook, maar dis 'n brug tussen die uitleg oor sy priesterskap en hierdie waarskuwingsgedeeltes van die brief wat ons gesê het daar's 5 van. Dan gebruik hierdie metafoor wat ons al eintlik goed ken, Paulus gebruik dit ook en Petrus verwys ook so 'n bietjie daarna op 'n ander manier. Hierdie beeld is algemeen in antieke retoriek. In daardie tyd, met ander woorde, as mense iemand wou oortuig, hulle maklik hierdie metafoor gebruik van melk wat dui op basiese geloofsleer of die eerste beginsels of die inleidende leringe en dan die vaste kos wat dui op volwasse geloofskennis en onderskeidingsvermoë. Daar's 2 ander tekste wat jy kan gaan lees. En dan die grondbeginsels waarna hy verwys in vers 1 en 2 is, hy noem 6 dinge: bekering, geloof, reiniging, handoplegging, opstanding en oordeel. En dit weerspieël waarskynlik basiese onderrig wat alle nuwe bekeerlinge ontvang het in die vroeë kerk. Amper soos 'n sonndagskool of 'n katekese of 'n geloofsalfabet, sê jou. Dan punt 4 sê die afvalligheid wat hy beskryf is van die wat deel gehad het aan die Heilige Gees, maar afvallig geword het. En dit is nie bedoel om ware gelowiges se sekerheid te ondermyn nie, maar om die erns van 'n finale verwerping van Christus uit te spel. Nou die Griekse woord vir afvallig, parapestontas, dit is 'n doelbewuste wegdraai. Hierdie woordeboek wat ek soms aanhaal van professors Lou en Naida Lou is 'n Suid-Afrikaner en hy werk saam met 'n ander persoon al vir jare, die het hulle in 96 al gepubliseer. Maar dit word alweer beskou as die mees gesagvolle Griekse Engelse woordeboek, want dit soos julle nou as julle kan sien daaronder, dit is die Lexicon of the New Testament based on semantic domains. Met ander woorde, hulle kyk na meer as net, dis net nie net 'n gewone woordeboek nie, hulle sal die konteks ook in ag neem en vir jou ander woorde gee wat daarmee verband hou. So dis regtig nogal een goeie een, ons moes hom ook gebruik in ons opleiding. Maar hy het intussen al 'n paar nuwe uitgawes. Nou daarso sê hulle oor hierdie wegdraai of afvallig word, is to abandon a former relationship or an association, or to dissociate, a type of reversal of beginning to associate, and to fall away, to forsake, or to turn away. So dis so doelbewuste wegdraai en versaking of sê ek wil nou niks meer daarmee te doen hê nie. So Galasiërs 5 vers 4 waarsku Paulus ook, dis ook waar die woord voorkom. Dis nou by Paulus, hy sê, julle wat op grond van die wet geregverdig wil word, julle is van Christus afgesny. Julle het die genade verbeur. In die Engelse Bybel sê, you have fallen away from God's grace. En dan later aan in Hebreërs 12 ook, sien toe dat julle hom wat praat nie verontagsaam of hom afwys nie. Wat ook vertaal kan word met refuse to listen, wat weier om te luister nie. Want as hulle nie ontvlug het toe hulle hom wat hulle op aarde gewaarsku het verontagsaam het nie, hy verwys maar weer na ou Israel, sê soveel te meer ons, as ons die rug draai op hom wat ons van die hemele af waarsku. So julle kan hoor, dis regtig ernstige wegdraai, rugdraai op God en jou distansieer van hom. So ons het verlede week aan die einde gekom by die gesprek oor die sonde teen die Gees, teen die Heilige Gees. Ek het dit nou hier ingebring dat ons nou gou eers bietjie daaroor kan gesels, as julle wil. As daar nog vrae of onduidelikheid is, ek het weer so 'n kort stukkie hierso wat ek sommer vir julle gaan lees en dan kan ons dit bietjie bespreek. Want hierdie sonde, hy het nou ons 'n naam ook gekry, die sonde teen die Heilige Gees of die lastering teen die Heilige Gees. Kom net op daai 3 plekke voor wat oor dieselfde gedeelte praat, Markus 3, Lukas 12 en Matteus 12. So in Markus is die konteks die ongelowiges wat op 2 maniere op Jesus se skielike gewildheid en verrassende mag gereageer het. Die eerste een is sy eie familie wat hom as kranksinnig beskou en probeer om hom huis toe te neem. Nou dis nou nie so ernstige oortreding nie. Ek sal nou sê hoekom.
En die tweede een is die godsdienstige leiers wat hom reeds as 'n godslasteraar verklaar het daar in Markus 2 al. En nou hierdie sukses wat hy met die bevryding behaal het, toeskryf aan demoonbesetenheid. Ja, maar dis in die ander gevalle ook die konteks, want nie daai eerste een oor sy familie nie. En dit ek Matteus 12 hier vir ons ingesit. Ek sal hierdie vir julle na die tyd in die PDF stuur met alles in. Hy sê, daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mens vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die Seun van die mens sê, kan dit hom vergewe word, maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie, en ook nie in die toekomstige nie. Matteus voeg by dat die godsdienstige leiers fariseërs was wat ontsteld was oor 'n spesifieke genesing. In Lukas lê die gesegde in heeltemal 'n ander konteks, dis waar daar belydenis oor Christus al gedoen is. En Jesus het daarop gewys dat die beskuldiging van demoonbesetenheid onlogies was. Julle het daai gedeelte seker gelees. En hy het hom ook sterk gestel dat godslastering teen die Heilige Gees nooit vergewe kan word nie. Daardie onlogiese verwys daarna dat hy gesê het, Satan kan nie teen Satan werk nie, so dis onlogies om te sê hy doen dit vanuit 'n demoniese kant. Jesus het gesê dat om die Heilige Gees te belaster selfs erger is as om die seun van die mens te beledig of te laster, wat volgens die Ou Testament Levitikus 24 en ergens in Deuteronomium ook 'n sonde is wat met die dood strafbaar is. Maar tog het Jesus gesê daardie sondes is vergeeflik. Dat ek net gou daar pause, want en hoekom dit so is, en ook op die vorige bladsy waar dit nie so 'n groot krisis is dat sy familie gesê het hy's kranksinnig nie, is bloot omdat Jesus op daai stadium nog nie aanvaar was as die Messias nie. Selfs sy disippels het nog getwyfel en hy het daai titel wat hy graag gebruik het, seun van die mens, is 'n profetiese titel uit Daniël wat spesifiek na die Messias verwys en hy noem homself so Jesus, maar die mense aanvaar dit nie. So dit is waarskynlik hoekom hy sê hulle kan maar nou nog teen hom laster, want hulle weet nog nie, hulle oë het nog nie oopgegaan nie. So hulle sondig eintlik onwetend as hulle hom sou beledig, of as sy eie moeder en broers, sy eie bloedfamilie gedink het, halfbloedfamilie gedink het, hulle daar staan, hulle het gedink hy's kranksinnig en hulle wil hom huis toe vat. En selfs dit sê hy, impliseer hy dat dis nie onvergeeflik nie, want hulle weet nie van beter nie. Maar om teen die Heilige Gees te laster, sê hy, is onverskoonbaar. Nou, as ek net verder lees daar in die paragraaf, baie Jode het geglo dat die dood alle sondes vergewe. So toe Jesus godslastering teen die Heilige Gees 'n ewige sonde genoem het hy die erns daarvan uitgewys. Was hy sê dit is 'n ewige sonde en die Jode sou verstaan het dat selfs die dood kan dit nie wegvat dan nie. Goed, die godsdienstige leiers met wie Jesus gepraat het duidelik openbare en oortuigende bewyse van die goeie hand van God gesien. Jesus se genesing was nie 'n verborge God in vlees of God in sy woord nie, maar 'n openlike demonstrasie van sy krag. Deur daardie krag boos of demonies te noem, het hulle inderdaad God en sy krag en sy reddende genade van goddelikheid gestroop en bewustelik verwerp. Dit was opsetlike en hoogmoedige sonde deur diegene wat die waarheid gesien het, maar dit verwerp en ander belaster het. Hulle dit gesien, hulle het geweier net om dit te aanvaar. Die probleem is opsetlike verwerping, nie blindheid nie. Dit word 'n sonde wat op die dodeinde genoem, onder andere in 1 Johannes 5 vers 16. En die fariseërs het hulle onwilligheid om hulle te bekeer bewys deur te probeer om Christus en later ook sy kerk te probeer vernietig. Die onvergeeflike sonde is nie 'n ernstige morele mislukking of volharding in 'n spesifieke sonde nie, of selfs die belediging of verwerping van Jesus in blindheid of 'n vlaag van rebellie nie. Dit is 'n bewuste verwerping van die goeie krag van God. Dit verteenwoordig 'n perversie van die gemoed, waarin God en Satan willens en wetens verwar word, 'n vrye keuse van kwaad eerder as goed. Hoe kan hierdie sonde onvergeeflik wees, vra hulle dan, as God altyd bereid is om te vergewe?
is omdat dit die moontlikheid van herstel aan die sondaar se kant te bowe gegaan het en omdat God die vryheid van persone respekteer. Dit is onberoulik, want die persoon wat so hardkoppig geweier het om te berou, word uiteindelik nie in staat om te berou nie. Die bewyse is in, en so iemand sal steeds die waarheid verwerp, terwyl hy weet dit waar is. Nou, uit die definisie is dit duidelik dat enige iemand wat glo of dink dat hy of sy die onvergeeflike sonde gepleeg het in aanhalingstekens, dit nie kon gedoen het nie. 'n Gekwelde gewete en daardie soort sonde kan nooit saam bestaan nie. Die feit dat 'n persoon berou voel, bewys dat godslastering teen die Heilige Gees nog nie gepleeg is nie. En aan die ander kant waarsku Jesus se lering daarop, waar almal wat die waarheid van God ken, om nie daardie waarheid te verwerp of hulle geloof te verlaat nie. Is 'n mondvol. My persoonlike mening net, as ek net my 2 sente hier kan byvoeg, en ek dink is 'n goeie afleiding wat ek mag maak, is net om te sê dat ons besef dit nou miskien nie, maar Jesus was bewus van die drie-eenheid. Wel, hy is deel daarvan en hy is God en God is een, maar daar met sy doop by Johannes die Doper is dit so duidelik gedemonstreer. Die Vader praat uit die hemel, die Heilige Gees kom sit in die vorm van 'n duif op hom, en daar is hulle drie sigbaar baie naby aan mekaar. En ek het 'n artikel gelees oor dis nou maar menslike woorde, maar wat vertel dat hoe die interne eenheid tussen die drie eenheid sal ons ook nou nie begryp nie, maar dat dit 'n totale liefdevolle eenheid is. En as mens aan die drie sou dink as drie, dat 'n mens moet besef, hulle drie is onlosmaaklik verbind aan mekaar en lief vir mekaar en werk as 'n eenheid saam. Nou, Calvin en Luther het gesê, ons moet nie probeer om die drie uit mekaar te haal nie, dis nie wat ek nou doen nie, maar wat ek dink is dat Jesus was hy was so geskok en hartseer dat hulle nou die werk van die Heilige Gees beledig het, dat hy gesê het, dit maak nie saak as julle my beledig nie, as julle teen my laster nie, maar julle kan nie teen die Heilige Gees laster, julle mag nie teen hom laster nie. So dit wys net vir my die ontsaglike respek wat selfs God die Seun het teenoor God die Gees, met wie hy een is, en God die Vader natuurlik, hulle sal altyd sy eer op beskerm, as mens nou aan die drie eenheid so kan dink, en dit maak nie eintlik saak nie, want dis een God, nee, maar dat hy kwaad was oor hulle die persoon van die Heilige Gees belaster het. Is daar nog enige vrae of iets wat julle wil byvoeg hieroor? Is dit duidelik so? Johannes, ek wil net iets vra. Dis nou duidelik die definisie dat die Fariseërs en diegene aan die bose toegeskryf het wat God gedoen het. Ja. Of wat die Heilige Gees gedoen het. Wel, as 'n mens kyk na van die vals kerke waar vals tekens en wonders toegeskryf word aan die Heilige Gees, die oorsprong is 90% van die tyd waarskynlik iemand se vlees, maar dit kan natuurlik ook die bose wees. Dit is ook 'n vorm van godslaster, maar dit sou nie die onvergeeflike een wees nie, mekaar nie. Dis misleiding, basies. Ja, ek dink jy's reg, dis misleiding in die ergste sin, maar dit is ook hulle sal nooit dink of weet dat dit van die bose kant afkom nie. So hulle verwar nie die twee nie, hulle verkeer onder die wanindruk dalk dat dit is nou maar net hoe die Gees moet werk, en intussen is dit nie die Heilige Gees nie, maar dalk 'n ander gees, want ons word mos gewaarsku deur Paulus ook om te onderskei tussen geeste as dit daarop aankom. Ja, nee, want ek wonder net altyd daaroor, want of dit so ver kan gaan, jy weet dat iemand in hulle hart ook weet dit is iets wat boos is omdat hulle besig is met iets okkult. Maar ja, dit is nie in die algemeen sekerlik nie waar van mense nie. Ag nee, ek is altyd optimisties en ek moet vir julle sê dit was baie uniek wat my aanbetref wat daar gebeur het terwyl Jesus daar die wonderwerke gedoen het en die bevryding gedoen het. So ek weet nie of dit daarna sommer weer sou gebeur nie, maar wat ek wel dink is dat enige iemand wat Jesus Christus so doelbewus verwerp, ek wil nou nie sê hulle kan nie weer gered word nie, want my hart sê jy kan terugkom. Maar Jesus sê as jy die Heilige Gees so beledig het,
Hy sê dan sal dit in alle ewigheid nie vergewe kan word nie. Ek dink wat ook vir ons, vir my dalk duidelik word, is dat dit was vir hom so ernstige waarskuwing vir daai klomp fariseërs om vir hulle te sê, besef julle nie wat julle doen en met wie julle te doen het en dat God hier aan die werk is nie, en al wat hulle kan doen, hulle soek net 'n rede om hom te vang en hom in een of ander woorde te betrap dat hy nou kan sy iets godslasterik sou gesê het. So ek dink hy's op daai stadium redelik kwaad vir hulle, amper soos met die sweep in die tempel, dat hy net gesê het, julle weet nie wat julle doen nie. So ek dink dis baie raar, maar alhoewel, mense weet nie wat in die res van die wêreld aangaan nie. Ek wil ook nie weet nie, daar's bose goed aan die gang, en as mense dan doelbewus kies om Satan te dien, of om wat ook al, of ander gelowe en Jesus Christus letterlik afsweer, maar ons moet in gedagte hou dat die konteks in Hebreërs gaan oor Christene, wat die Heilige Gees ervaar het, en toe doelbewus hulle rug op hom gedraai het. So, dis 'n ernstige waarskuwing, maar die uiteinde bly dat as geen Christen wat bekommerd is daaroor, hoef bang te wees nie. Mens kan hulle gerus-stel en sê nee. Dit verskil van wat Paulus ons waarsku in Efesiërs 2 vers 30, waar hy sê, moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Dit is net gewone, moenie hom hartseer maak nie, moenie gee jou samewerking, laat die Gees julle lei, hou julle besig met die dinge van die Gees. As julle as kinders van die Here teen hom werk of nie saam met hom wil werk nie, dan sê hy vir die Christen daar in Efese, dan kan julle hom hartseer maak. Maar dit is nie dieselfde as sonde teen die Gees nie. Dit is net hartseer maak. Ek meen, ons weet, ons wil nou nie terugdink daaraan nie, maar hoeveel keer het ons nie ons ouers hartseer gemaak nie, en hulle het nog steeds lief gebly vir ons. Goed, kan ons aanbeweeg? Donnie, ek wil net gou ietsiekie vra. Ja, Danny. Waar ons nou weer in hierdie Halloween tyd is, wat is dit? Kan dit dit is mos ook nou teen God draai, of ja. Danny, dis so lekker, lyk my elke week kan kry ons 'n interessante onderwerp vir die volgende keer. Want dit sal baie interessant wees, maar wat ek nou so vinnig vir Danny kan sê, die Halloween het 'n geskiedenis, en die ding met Halloween is die oorspronklike ontstaan daarvan, kom van 'n tyd baie eeue terug, dat die 1 November word All Saints Day genoem, die dag van al die heiliges. En dan is dan ook natuurlik toe, veral in die vroeë eeue toe, mense baie weird gelowe gehad, nou nog, maar ek meen, daai tyd was hulle regtig duidelik onderskei van die Christene, en daar was 'n ding onder ek sal dit net weer moet gaan oplees, maar die mense wat nou hierdie Halloween daar so vreeslik begin vier het, daar in eilande en hierdie snaakse godsdienste wat weird goeders doen, en hulle het weer gesê, die laaste dag van Oktober is daar so 'n tipe van 'n opening. Dit is baie interessant, maar dit is so stupid, nee, dat die mense kan beweeg tussen die hemel en die hel of so iets, maar dis regtig nou nie ons siening of ons geloof nie. So die 1 November is 'n oulike Christelike tradisie wat maar ek dink Rooms-Katolieke kerke en ander dit dalk doen, te sê die 1 November is All Saints Day. Daar's al die heiliges word dan in hulle kerk gevier. So die ander ouens wat nie Christene wou wees nie, het op Halloween nou die snaakse goed begin doen, maar die hele ding van die spooke gaan oor hulle glo dan geeste beweeg op die laaste dag van Oktober, of hulle so 'n bietjie uit die doderyk uit, hulle gaan so 'n bietjie 'n naweek pas gekry om uit te kom of so iets. Maar as jong mense vandag net sê, kom ons hou 'n braai en dis 'n Halloween tema, dan dink ek persoonlik nou nie hulle doen iets teen die Here nie, omdat hulle nie daarmee bedoel, kom ons gaan nou na 'n heidense godsdienst toe, of ons glo nou skielik in spooke nie. Dit is 'n grawe negier wat ek hoop tog net oorwaai, want dit is vir my so belaglik. Dit is so Amerikaans, maar die Amerikaner, die Christene, doen al vir dekades dit, en hulle sê, dit is nie vir hulle 'n geloof ding nie. Die kinders loop daai aand en hulle trick or treat en hulle kry lekker goed by elke buuroom en tannie, en dan probeer die mense hulle nou maar bietjie bang maak met spookstories en goeters. So dis nie vir hulle 'n godsdienstige ding nie.
Maar persoonlik dink ek net ek bly maar weg want ek wil nie eers daarmee iets te doen hê nie. Ek wil nie al is dit as iemand my nou nooi na braaivleis toe en sê dis 'n Halloween tema, sal ek net politely van die hand wys en sê nee. Ek sal nie maak asof dit my geloof gaan skade aan doen nie, want niks kan ons verhouding met die Here skade aan doen nie. Ons weet mos as ek nou vir my 'n snaakse kostuum aantrek en ek gaan braai vleis en almal is laf en hulle lag en sit pampoenspoke op die stoep, dit gaan niks aan my geloof verander nie. Maar ek wil nie daarvan deel word nie. Hoekom sal ek nou dit wil van doen? Maar in dieselfde asem wil ek net sê ek sal nie sommer net aan voor die voet almal veroordeel wat dit doen nie. Ek sal maar net vir hulle vra, maar is daar nie, kan julle nie bietjie meer kreatief wees nie, bietjie 'n beter tema, 'n meer positiewe tema, want dit is 'n ou donker negatiewe tema daai. Maar daar is soveel mense wat dalk ook nie erns maak met hulle verhouding met die Here nie, anders sou hulle ook maar die uitnodiging van die hand gewys het. Nee, weet jy nie, ons het 'n kleindogter, sy is nou op universiteit, en toe het al die kinders na en haar kamermaat en soos weg. Toe sit sy nou alleen. Nou sê sy, wat doen ek as hulle terugkom? Toe sê ek weet nou nie heeltemal nie, maar maak jou kamer deur toe en bid. Teen die, want sy sê, nou kom hulle met daai is nie gevoel nie, maar jy weet wat ek bedoel, met dit daar in die kamer in en so aan, en sy wil niks daarvan hoor nie. Nee, toe het ek nou net gewonder, wat word van dit, maar nou verstaan ek dit. Ja, goed. Dankie. Ja, goed kan nie. Wat ek net daaroor wil sê is nie, ek sou dink, soos Tannie Jessie se kleindogter is veilig, want sy verstaan dit is iets wat nie gedoen word nie, maar ek sou baie versigtig wees as ek jonger kinders gehad het, want mens moet nie die duiwel agter elke bos uitskop nie, en jy's reg, mens moet ook nie almal oordeel daaroor nie, maar daar is maar altyd bose magte agter hierdie goed, en die groter gevaar vir my is dat kinders se nuuskierigheid oor die okkulte geprikkel kan word, want daar is aan Halloween amper halwe onskuld daarin. Maar as jy begin karring en party van daai goed, kan jy jou okkulte belangstelling kry. Ek meen ons almal was op 'n stadium in ons lewe gefassineer met spooke. Nee, dit is so. Wat hartseer is, hartseer in aanhalingstekens, jy weet. Ek dink dis net my vinnige mening wat hier in my kop opspring. Meer as 95% mense vandag wat 'n Halloween partytjie reël of bywoon, weet nie waaroor dit gaan nie. Hulle is dit nie okkulties nie, en die mense wat dit aanbied heel waarskynlik ook nie. Ek dink daar is lande in Suid-Amerika en daar wat dit hulle oorsprong het, wat daai aand weird goed doen. Ek wil nie eers uitvind nie, maar ek het op 'n stadium so 'n bietjie opgelees daaroor, wat die bose gedeelte daarvan letterlik vier en die geeste verwelkom en al daai okkultiese goed. Maar ek dink die moderne mense, dis hoekom hulle so vies raak vir die Christene wat daar teen is, want hulle sien niks daarin nie. Maar ek stem met jou saam, ek wil nie mens met ons sonder om in vrees te leef, maar hoekom wil mens jou blootstel daaraan of jou kinders daaraan blootstel? Want jy's reg, hulle kan daar 'n nuuskierigheid ontwikkel, en veral in sulke weird goed. Jong mense is baie keer gefassineer deur weird goed. Pleks hulle is gefassineer deur die mooi goed wat uit God se skepping kom. Ja, so ek sal bietjie gaan nog lees daaroor en bietjie kyk. Kan ons dalk vinnig net volgende week net so nie weer so lank stuk soos vanaand. Ek besef ek het bietjie baie lank julle nou besig dat ek net sien die en dan is nie, daar's niks fout nie. Ek dink ek het te lank gepraat oor die goeters van die Heilige Gees, maar dis daarom goeie inligting. Ja, baie. Ek wil net gou die mense van Gondwana inlaat. Alles bietjie laat. Kobus, sy ouers is vanaand nie daar nie. Hallo Kobus, is julle daar? Ja, ek sien hulle is gemute, Max. Daar is hy, welkom hoor. Ons is nou op die PowerPoint. Ons het nou sommer baie lekker gesels, maar julle kan gerus na die tyd na die video kyk as julle wil hoor. So, ons gaan nou aan met nommer 5. Ons het nou, laat ek net vinnig recap.
Ek gaan net sien. Ek gaan nou nie alles weer wys nie, maar ons het nou, ons het voor dit. Ons het die afvalligheid. Dit was oor die afvalligheid waaroor ons gepraat het. Ons het gesê dis 'n brug, die vaste kos en die melk, die grondbeginsels, die afvalligheid. Toe het ons oor die sonde teen die gees gepraat tot hierso. En nou is ons by vers 7 en 8 van hoofstuk 6, daai mooi gedeelte wat hy gesê het oor die reën wat op die grond val. Nou, julle weet dit waarskynlik baie goed dat in die Nuwe Testamentiese geskrifte, Jesus self was baie lief vir landboubeelde, want dit was 'n algemene ding. Die meeste mense wat selfs al het hulle in die stede gebly het, buitekant die stad 'n stukkie grond gehad, want hulle was bestaansboere. Hulle moes hulle eie kos ook voorsien. So mense het geweet van grond en reën en oes en dorings, en dit is hoekom hy daar sê, die grond wat of 'n goeie oes of dorings oplewer. Dit beeld die menslike hart uit. Dit ontvang dieselfde reën van God se genade, maar toon in die vrug die werklikheid van die geloof. Jesus het ook daaroor gepraat. Vers 4 tot 8. Dit is belangrik om hier in gedagte hou dat die skrywer nie besig is om 'n leerstellige uiteensetting te gee oor die vraag of iemand wat een keer gered is weer verlore kan gaan nie. Daaroor handel ander skrifdele. Johannes 10 vers 28, wat in elkeen van my Bybels onderstreep is, is daar waar Jesus sê, hy praat so oor sy skape, en dan sê hy, maar ek het nog ander skape, en dan verwys hy nou na die heidene, wat nog sou in hom glo, maar dit is universeel vir almal wat in hom glo daarna, maar daar staan, ek gee vir hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Nou, alhoewel ek sê universeel, ek bedoel, wat ek met daai teksverse gedoen het, ek het die hulle verander in julle, net dat ek weet ons is ingesluit daarby, maar as ek hom lees, dan lees ek hom, Jesus het gesê, ek gee vir julle die ewige lewe, en julle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie, en niemand sal julle uit my hand ruk nie. So dis hoekom hierso net staan, die skrywer gaan nie op daai vraag eintlik in nie, want daar is genoeg uit die evangelies en uit Paulus se geskrifte wat sê, soos Jesus self gesê het, die wat in hom glo, sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. En dit is hoekom ons ook moet verstaan, die skrywer is hier besig om gelowiges wat nie verder kan kom as die grondwaarhede van die evangelie nie, te oorreed om te besef dat daar moet groei by hulle wees. So dis die saak waaroor hy praat, gaan nie eintlik oor, kan jy nou weer gered word, of is jy nou vir altyd verlore nie, dit kom nou maar net so in sy bewoording ter sprake. Hou in gedagte dat die skrywer hierso met gelowiges praat, vir iemand wat nog nie afvallig geword het nie, sweer hy dis as dit ware die dood voor die oë, indien hulle wel afvallig sou word. Dit is 'n ernstige waarskuwing. So hierdie skrifdeel moenie jou bang laat word dat jy dalk in hierdie onbekeerbare posisie kan beland, of dalk iemand ken wat reeds daarin beland het nie. Want inteendeel, dit moet 'n mens net aanvuur om uit dieselfde ywer aan die dag te lê. Dit moet ons dring om nie by die grondwaarhede van die evangelie te bly vassteek nie, maar om jou elke dag se lewe voort te bou op daardie fundament en so te groei tot die volmaakte volwassenheid van Christus. Nou Efesiërs 4 vers 13-16 is maar net die liggaam waar hy sê elkeen vervul sy funksie, en so bou die hele liggaam homself op in liefde. Nou as ek vinnig kan net op hierdie punt teruggaan na die teks toe, dis daai didaskalo. So wat Paulus wat die Hebreërskrywer in vers 12 sê, hy sê vir die gelowiges wat lees, en vir ons, julle moet teen hierdie tyd al ander mense leer. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Hy sê, as jy nie nou al besig is om iemand anders te leer nie, dan moet jy nou vir jouself afvra, as jy nie dalk maar nog daar by die melk besig nie. Goed, dan die kruisverwysings noem ek net, julle kan dit self gaan opsoek. Paulus in 1 Korintiërs 3 praat hy ook van vleeslike gelowiges wat nog melk nodig het. In daardie gedeelte wat ek nou gesê, dit was Efesiërs 4, 13-16 oor die liggaam, waar hy sê Christus is die hoof en uit hom groei die hele liggaam tot volwassenheid. 2 Petrus 1, 5-10 volharding en groei in die geloof as 'n bewys van jou roeping. En in Matteus 13 die gelykenis van die saad
op die grond geval het, die 4 verskillende reaksies op dieselfde woord, en Galasiërs 6 vers 9 waar Paulus sê moenie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons oes. Nou gaan ons lekker bespreking hou. Ons het vanaand genoeg tyd. Vraag 1 sê, wat bedoel die Hebreërskrywer met geestelike volwassenheid en hoe verskil dit van bloot kennis van die geloof? Wat praat 'n bietjie saam oor hoe julle dit sien. Wat is geestelike volwassenheid? Johannes, in my geloofslewe het dit vir my geestelike volwassenheid, die Christelike geloof is 'n praktiese geloof. Dit moet uitgeleef word. Dit geloof lei tot dade. Maar dit vat 'n mens tyd om dit is net om te vertrou, om nie angstig te wees oor goed nie. Oor kos en klere en geld nie. Dit vat lank voor 'n mens daai praktiese uitlewing daarvan leer. En hoe meer jy jou toelê op daai geestelike volwassenheid, jy ken Bybeltekste uit jou kop uit. En wanneer die situasie hom voordoen, dan kan jy daai teks word vir jou aan die verstand gebring deur die Heilige Gees. En dan weier 'n mens baie keer net om dit toe te pas. Dit is in my lewe wat ek beleef het is. Hoe meer volwasse ou raak, hoe makliker raak dit om te verstaan hoe om dit uit te leef. Ja. Ek dink jy praat namens ons almal, maar ek wil 'n bietjie hoor wat sê die ander ook. Johannes, Yes, vir my gaan geestelike volwassenheid gaan oor om jou in totaliteit deur die Heilige Gees te laat verander en te laat lei. Weet kennis, as jy net kennis het, dan ken ek God, ek weet iets van hom af en is in my kop. Maar daar's nie 'n lewensverandering nie, daar's nie 'n karakterverandering nie. Maar as ek groei tot volwassenheid, is dit nie ook maar ek wil toelaat dat die Heilige Gees my in my diepste binnekamer kom verander. Anders bly dit oppervlakkig, dit bly maar net 'n gedagteverandering of 'n besluitverandering, maar uit my hart uit is ek regtig nog nie verander nie. So ek is eintlik maar nog besig met die melkkos. Ja. Ja, dit is baie waar, Louis. Johnny, ek stem so, en dan ook wat die wet sê, maar baie keer is dit nie dat jy sukkel om dit te sê of dit uit te leef nie. Ek voel dis mense wat dit nie wil hoor nie. Alle ding soos my broer eendag mos vir my gesê, moenie vir my preek nie. Jy weet. So. Ja. Ja, Tannie, ek kan maar net met julle saamstem, want ons almal loop hierdie pad. En ons kan nou die hele aand net hieroor praat, maar dan gaan ons nie by die ander interessante goed uitkom nie. Ja. Ek het soveel self, ons begin ons maar jonk in die geloof. Al dien ons die Here al van jongs af. Dan is dit nog baie ingestel op kennis en ons doen dit so en die kerke funksioneer so. Ons moet as jong mense kennis opdoen en ons sal dit nie waag om te probeer om iemand anders te leer nie. Want dit is 'n klein bietjie anders as in daai heel eerste gemeentes. Paulus kan nou lekker sê leer en onderrig mekaar, want almal het ewe min geweet. Almal was nuwe Christene of hulle was hoogstens tweede generasie Christene. Nou sit ons hierso eeue later en ons ouers het ons in die hoe die ou mense mooi gesê, in die weë van die Here groot gemaak. Ons het kerk gegaan, ons het sonnaarskool gedoen, kampe, en naderhand het ons baie kennis. En dis hartseer dat sommige Christene dan daar vashak. En dan, soos Tannie nou sê, dan as 'n mens met hulle begin gesels, dan ervaar hulle dit as jy preek vir hulle, maar intussen is ons net gehoorsaam. En ek dink nou sommer net aan jong mense wat al met sonnaarskool betrokke raak. Hulle leer al ander. Ons is nie ver van hierdie af nie. En wat Louis sê is vir my net so krities belangrik. Geestelike volwassenheid is om die Heilige Gees om jou hele lewe in sy hande te laat, dat hy daardie kennis, al is dit nog gebrekkig, wat ons het, ons almal ken ten dele, dat hy dit met ons kan gebruik met die gawes wat hy vir ons gee, om betrokke te wees. Dit hoef nie noodwendig in onderrig tussen aanhalingstekens te wees.
Maar enige manier hoe ons gawe beoefen, wys vir my, ons het al aanbeweeg van daai melk af. En dan in die proses, as daar 'n geleentheid om voordoen om 'n bietjie disipelskap uit te oefen, onderrig, iemand te help op het pad, dan moet ons nie skroom om dit te doen nie. Ek is bietjie bekommerd dat baie kerke, ek wonder of dit nie maar die meeste kerke is nie, moedig dit nie altyd aan nie. Hulle het almal een of ander siening van gawes en party sin is goed en sterk en ander sin is rustiger, maar selfs in ander kerke sien ek nie dat dis amper asof ek kyk nou van een kant af na die saak, julle moet my hart nou hoor, maar of die lidmate maar daar sit en ontvang. Hulle wil ontvang. En mense wat al amper so oud soos ek is, het al vir my gesê, ja, hulle kom om pitkos te kon kry Sondag. Ek sê nie hulle is geestelik onvolwasse nie, maar dis nie hoekom mense in 'n gemeente behoort dat iemand eenmal 'n week vir jou pitkos kan gee nie. Dit klink vir my soos iemand wat nog pik vir saadjies. En miskien is dit net 'n uitdrukking wat hulle gebruik, maar as soos wat Louis gesê het, as die Heilige Gees ons begin gebruik, as ons hom toelaat, as ons samewerking gee, dan gaan hy ons van Sondag tot Sondag gebruik in sy diens. En dan is ons nie meer met melk besig. Ja, nee, daar stem ek saam met die wet. Dis 'n praktiese toepassing van dit wat ons leer. En dit kan onderrig wees vir ander, maar ook vir my in persoon. As die woord sê ek moet vergewe, moet ek vergewe. Dit is ook 'n praktiese deel daarvan. Dis in totaliteit iets wat die Heilige Gees my van binne af verander, wat hy verander amper my waardes en daarvolgens verander die res van my bestaan, want ek moet ook sekere goed in myself doen en nie net noodwendig ander mense te leer nie. So is maar 'n breedvoerige ding. Ja, dit sluit ons eie gehoorsaamheid in, nee. Goed, so die tweede vraag sê, hoe help hierdie gedeelte wat ons nou gelees het in Hebreërs ons om die balans te verstaan tussen God se genade en menslike verantwoordelikheid? Want daar's mense wat sê geestelike groei is alles, dit is God se werk, hy doen dit, maar dan is dit asof hulle niks hoef te doen nie, of word ons ook geroep om te oefen? Ja, Johannes, as ek maar weer eers kan antwoord. Yes, welkom. Dit is absoluut so, om weer eens dit wat ons in die woord hoor uit te gaan leef. Maar ek dink ook, ons het nou al gepraat van ons eie verantwoordelikheid, as jy 'n getuienis het waar God in jou lewe 'n rol gespeel het, vertel jou storie, want om jou as 'n voorbeeld te gebruik en dan te verwys na beginsels in die Bybel, het soveel krag. So ek sien dit ook as deel van oefen, is om ja, as jy op 'n skaampunt af oor te gaan na 'n punt waar jy regtig jou storie vertel, maar ek dink daar's ook 'n mate van genesing wat plaasvind. 'n Proses wat jy deurgaan om dan in genesing op te staan en te sê dit was my issue, of dit nou pornografie of drankmisbruik of 'n mislukte huwelik was, en die Here het jou gered is om daai ding te vertel, want daar's soveel krag daar. Ja, verseker Louis, ons het almal 'n getuienis. Ons besef dit dalk net nie. En al is dit net hoe ons gegroei het in gehoorsaamheid of betrokkenheid of mededeelsaamheid, maar soos jy sê, as ons daai getuienis kan vertel, en natuurlik al die eer aan die Here gee, ons soek nie ons eie roem nie, dan is ons besig om as volwasse geestelik volwasse kinders van die Here vir die liggaam iets te beteken. Ek meen, ons hoef nou nie voorbeelde eers te noem nie, maar toe Brendan verlede week vertel het van hulle groep wat hulle het, hy het dit net genoem, dit is net 'n storie, dis 'n getuienis, en hoe wonderlik net is om te sê, ek is ergens so dankbaar dat die Here my gered het, dat ek is besig om iets te doen daarmee, en ons het almal sulke mooi verhale, en die Here kry al die eer, en iemand sê agterna, ja, wow, die Here is goed. Dis lekker, nee. Ek dink aansluitend daarbey is wat jy wet gesê het van teksverse te memoriseer en dit te gebruik. Dis ook maar 'n manier van oefen. O ja. Ek dink elke kind van die Here moet in sy arsenaal 3 of 4 ten minste teksverse, al kan jy nie eers dit woord vir woord reg onthou nie, of sê presies waar dit staan nie, maar die Here help 'n mens, soos byvoorbeeld Johannes 10 vers 28, om vir iemand te sê, weet jy wat Jesus het gesê, hy gee vir jou die ewige lewe, jy sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie, en niemand kan jou uit sy hand ruk nie.
Dis mos nie 'n moeilike vers om te memoriseer nie. En of enige een wat die Gees jou mee gelei het om jou eie te maak en vir iemand te sê, "Joe, ek was al in die dal van doodskade en die Here het my daardeur gekry." Ons het almal getuienis. Ons moet 'n bietjie ons skaamheid afskud om dit te gebruik. Nee, want ek stem saam met Louis, Johannes. Toe ek deur 'n baie moeilike tyd gegaan het, was ek maar baie rebels teenoor God. Nee, ek het skuldig gevoel daaroor, maar daai rebellie was in my hart. En toe my ouma, wat haar lewe lank 'n gelowige was op die ouderdom van 101, my een kant toe gevat en vir my gesê, Wow. weet jy wat, God is nie besig om jou te straf nie, maar hy bring hierdie ding oor jou pad en jy moet op jou knieë gaan en vra wat wil hy jou leer. En ek het haar raad gevolg en weet jy, die dinge het in plek geval. Dit was nog steeds nie lekker of maklik nie, maar ek het baie daaruit geleer. Maar nou kan jy na ander mense toe gaan en sê, weet jy wat, ek het in hierdie rebellie ingegaan, maar dit het nie goed gegaan met my nie. Ek het gedink dit is bitter onregverdig en ek het nederig aan die ander kant uitgekom. Nederig en sterker, nee. Ja. Maar ek is verskriklik beïndruk met 'n ouma van 101 wat dit nog doen. Wow. Ek is so bly om ouer te word. Elke keer wat sy my gesien het, sy vir my net letterlik vir 2 minute een kant toe gevat en vir my iets gesê wat op daai oomblik, en dit is die Heilige Gees, wat op daai oomblik, daai situasie, dit was so van toepassing. En partykeer was ek rooi van skaamte as ek uitloop. Nie dat sy met my geraak het nie, dit het op die mooiste manier gesê, maar dit het die gewete aangekla. Ja, dit is fantasties. Dis wonderlik. Goed. Die derde vraag sê. Ek wil iets sê. Ja, Brendan, welkom. Dankie. Ek bedoel jy is welkom om te sê. Ek hou daarvan om te luister ook. Ja, wat ons ook geleer het so rukkie terug is, jy weet, daai wat hulle sê verkondig die evangelie en jy moet die mense om jou leer. Ek voel of ek dink nie dit beteken, jy weet, hardloop uit en skree vir almal en staan hulle met die Bybel, jy weet, en skrik hulle af nie. Wat ons geleer het in ons ding is die storie van die wit bobbejaan. So ja, jy vang 'n bobbejaan in 'n hok want hy maak vir jou skade en jy gooi hom vol wit verf en jy laat hom vry en so hardloop hy en hy verskrik al die ander bobbejane. So ons moet ook versigtig wees om dit nie te doen nie. Ja. So jy weet, jy kan baie maklik by jou huis begin of by jou buurman of jou beste vriend, jy weet, en stelselmatig te werk aan mense. Eerder as om 'n wit bobbejaan te wees. Ja. Goed. Nog iemand? Dan vraag 3 sê, wat is die verskil tussen geestelike traagheid en doelbewuste afvalligheid? Met ander woorde, kan iemand geestelike stilstand ervaar sonder om hulle geloof te verloor noodwendig? Miskien moet ek eerder vra, wie van julle dit nog nooit ervaar nie? Het ons nie almal, maar ek het ook 'n hartseer storie van geestelike stilstand nie. Ek het op 'n stadium, ek was van kleins af baie lief vir die Here en ek het ons het net letterlik 2 blokke, ek moes 2 straatblokke stap na ons kerk toe en dit was natuurlik nog baie veilig. So ek het sommer Sondae-aande op kerk toe gestap net omdat dit vir my lekker was. Maar daar was 'n tydperk van 2 jaar wat ek heeltemal geestelike stilstand gehad het. Ek het nie eers veel Bybel gelees nie gegroei nie. As ek gebid het, was dit maar net die normale rympies wat 'n mens opsê. En ek het nie my geloof verloor nie. Dank die Here, hy het my vasgehou. Maar ek dink ons gaan deur sulke tye, nee. Soms so baie wat ons nie verstaan altyd nie. Dit kom weer terug na die kopkennis toe. En jy raak so half moedeloos want jy verval in amper so geloof van werke. Want jy verstaan nie dood eenvoudig nie genade altyd nie. En dit het ek in my eie lewe ervaar wat jy naderhand moedeloos is want God raak hierdie taakmeester wat van bo af basies sit en jy moet dit en jy moet dat, en dit het my baie lank gevat om genade te verstaan. Ja. Onthou julle toe ons gepraat het oor om in sy rus in te gaan, hè? Dat 'n mens van jou eie werke rus.
wat ek net vinnig nog daaroor wou sê, ek onthou nou toe ek dit ingesit het, ons moet ook baie deernis hê met mense wat lyk of hulle geloof verloor het. Dit is dalk net daai fase van geestelike stilstand en baie vrae en baie worsteling en ek het gister 'n getuienis gehoor van ek wil julle nou nie ander stories vertel nie, maar ek sal net kort die vrou vertel van haar dogter. Haar skoonseun is oorlede 4 maande nadat die dogter en die ou getroud is. Hulle was net 4 maande getroud toe sy dood. En hoe daai dogter nou in so 'n toestand is dat sy vir haar ma sê, bid asseblief vir my want ek kan nie bid nie. En dan moet 'n mens deernis hê. Mens moet geduldig wees en so 'n persoon vashou, nooit krities of veroordelend oorkom nie. Want mense gaan deur swaar goeters en dan kan dit lyk of hulle dalk nou nie meer so sterk glo nie, maar intussen is die Here daar diep besig om te werk met hulle. Ja, verseker. So deernis, né? Deernis. Goed. Nou, vers 6 sê, dit is onmoontlik om afvalliges weer tot bekering te bring. Maar ons het nou al so 'n bietjie daaraan geraak, maar hoe versoen ons dit met die boodskap van vergifnis? Soos byvoorbeeld Lukas 15, die verlore seun wat baie ver gaan draai het en met 'n soen terug verwelkom is. En julle ken seker nog 1 Johannes 1 vers 9 waar ons het dit op 'n stadium in die kerk baie gehoor. As ons sonde bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe ons en reinig ons van alle ongeregtigheid. En daaroor sal ek nou net iets sê en dan julle, ek het nou al 'n paar keer Johannes 10:28 aangehaal, is een van my gunsteling verse. Hoe versoen ons dit met hierdie gedagte van die skrywer wat sê dis onmoontlik om so iemand weer tot bekering te bring? Ek dink ons het dit eintlik al 'n bietjie geantwoord, nee. As ek net vir julle kan herinner, want hy het gesê, ek is nou terug by hoofstuk 6, waar dit nou staan in vers 4. Dit is immers onmoontlik om hulle wat eenmaal verlig is, wat die hemelse gawe gesmaak het en deel gekry het aan die Heilige Gees, en wat die goeie woord van God gesmaak het, daar gebruik hy weer, het hulle dit geproe, hulle was deel daarvan, en die kragte van die komende bedeling, en tog afvallig geword. Dit is daai Griekse woord wat sê, hulle het hulle rug gedraai, hulle het doelbewus weggedraai. Hy sê, dit is immers onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring, aangesien hulle, wat hulle self betref, die seun van God opnuut kruisig, en openlik tot skande maak. So hy spel dit daarom baie duidelik uit, na wie hy sou verwys, as dit so gebeur, maar ons het toe op ons gehoor, net nou met die verduideliking, dat is eintlik net 'n ernstige waarskuwing om vir die lesers te sê, pas op, dat julle nie Christus kruisig nie, moenie hom in die openbaar tot skande maak, deur nou weer Moses te wil inbring en sy wette voor te wil hou as 'n manier van redding nie. So dit is 'n baie ernstige waarskuwing, dis nie, ek dink ons verstaan dit almal, dat dit is nie dit is nie iets wat sê iemand gaan verlore gaan. Dit is net 'n waarskuwing, maar hy sê dit is 'n moontlikheid. So pas op. So ek beskou dit nou maar net as 'n baie ernstige waarskuwing. So daai afvalligheid, as ek dit nou reg lees, sal meer amper wees om terug te gaan na 'n wettiese tipe van siening toe, dit is eintlik trots. Ja, en jy weet, ons moet dit nou ons leer dit in die agtergrond van hierdie mense. En Galasiërs en Efesiërs, Filippense, spesifiek Filippense, Galasiërs en Hebreërs se gemeentes wou baie streng net eenvoudig sê, maar ons moet vir almal alles oor Moses weer verpligtend maak. En julle kan onthou tog in Galasiërs dat Paulus sê, maar wat karring julle nou weer terug? Wil julle nou die besnydenis nou ook nog weer terugbring? En dan sê hy, as iemand hom laat besny, dan maak hy Christus in die openbaar tot skande. En dit beteken nou maar die godsdienstige besnydenis, nee. Dat hy daarmee vir hulle sê, as julle nou warmpel wil terug na Moses toe, dan beteken dit julle kruisig vir Christus. Want 'n mens moet kies. Hy het dit uitgeleef, Paulus, en hierdie skrywer sê dat jy doen of Moses of Jesus. Jy kan nie die twee meng nie, want Jesus het die genade gebring om ons in die rus in te vat, dat ons werke ons nie in God se goeie boekies bring nie. En dis net, ons lees dit nou vandag, want daar's nou al
20 eeue van Christendom tussen ons en hierdie brief, maar daai eerste ouens wou terug. Hulle het gesê, nee, ons moet vir Moses terugbring. En dis hoekom hy so ernstig waarsku daarteen. Nommer 5 sê in vers 9 tot 12, verander die toon nou dramaties na bemoediging. En wat leer dit ons oor die balans tussen waarskuwing en hoop wanneer ons by pastorale begeleiding of berading besig is? Dat ek net weer daarso kom. Hy sê, maar selfs wanneer ons so praat, geliefdes, sien nou noem hy ook sommer weer geliefdes, nee, is ons wat julle betref oortuig van beter dinge wat betrekking het op verlossing. Hy sê, God sal nie vergeet van julle, in daai arbeid bedoel nie werke vir geloof nie, maar julle liefdesdade, julle gawes uitleef, daai arbeid. En van die liefde wat julle vir sy naam betoon het. En hy sê, hoe het hulle dit gedoen? Deur die ander gelowiges te dien en nog steeds te dien nie. Ons begeer dat elkeen van julle net uit dieselfde ywer sal toon om tot volle sekerheid van die hoop te kom. Dat julle nie traag word nie, maar dat julle die voorbeeld volg van hulle wat deur die geloof en geduld die beloftes beerf. En daarby gaan ons mos nog in hoofstuk 11 uitkom. So hier laat hy nou so lekker pastorale toon aan hê. En ons lees dit, maar wat leer dit ons oor die balans tussen waarskuwing en hoop? Johannes, ja, vir my loop die twee hand in hand. Want ek dink die woord waarskuwing hier is nie 'n harde woord nie, dis half 'n liefdevolle woord. Want dit bring nie finaliteit nie, dis 'n waarskuwing. So dit is half om my wakker te maak, sou dit aan my kant toe kom, of 'n ander persoon te sê, hey, word net 'n bietjie wakker. Kyk wat jy besig is om te doen. So die doel van die waarskuwing is om te red, en dis tog uit liefde uit. Want ons het, soos ons voorheen al gesê het, ons het 'n verantwoordelikheid teen ander en ons moet in liefde optree. Jy het genoem nou deernis, troos, bemoediging, is alles gelykstaande aan volharding, is dit nie? Ja. Ek het ook al ervaar dat mense baie keer pluk hulle Ou Testamentiese vers uit konteks uit en hulle hou daaraan vas asof dit 'n belofte van God is, maar daai versekering was in konteks aan Israel gegee byvoorbeeld. En dan moet 'n ou ingaan met die, as iemand dit vir jou sê en jy wil hulle waarsku om nie op daai belofte staat te maak nie. Ek dink die hoop is om hulle te vestig op die beloftes van die Nuwe Testament. Dit is net soveel beter. Ja. En dis waar die hoop inkom. Ja, dis baie waar, jy weet. Ek dink wat 'n mens kan doen, as jy nou wil, klein bietjie huiswerk. Daar's mos so 1 of 2 klassieke Ou Testamentiese tekste wat hulle nou baie rondstuur en gebruik wat buite konteks is. Ek dink nou sommer maar in Jeremia 11 vers 29 waar 'n mens agter staan op elke tweede koffiebeker in Koenboeke. Was nou die dag weer daarin en al die joernale dit op die buiteblad. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Maar die vers net voor dit sê oor 70 jaar sal ek julle voorspoed gee. Dit is die teks waar ek nou gedink het, want ek ken baie mense en daai is vir my 'n gevaarlike teks vir iemand om aan vas te hou. Want as God sê, die Nuwe Testament, Jesus het gesê, hy het dit in sy woorde gesê, in hierdie wêreld gaan julle swaar kry, nie voorspoed hê nie. Ja, maar wat 'n mens kan doen, wat ek nou oor my huiswerk noem, nê, die hoër beginsel, of as ek mens nou in daai Ou Testament teks ingaan en jy kyk na God se karakter, dan het ek al vir mense gesê, as God dit beloof het vir daai rebelse klomp Israeliete, want daai stadium was dit amper net soos in die woestyn. In die woestyn wou hulle nie vir God luister nie en toe moes hulle vir 40 jaar al in die ronde trek. En in Israel, in die beloofde land, het die een na die ander generasie ook maar weer die heiden die afgode ingebring en God geïgnoreer, totdat hy uiteindelik vir hulle in ballingskap laat wegvoer het. So dis amper weer 'n woestyn, nê, en daar het hulle 70 jaar gebly. Maar om die liefde van God daarin te sien, dat en nou gaan ek 'n ander Ou Testament teks gebruik om dit te bewys, is Hosea, waar hy sê, ek wou julle al van die aarde afvee, maar ek het dit nie oor my hart gekry nie, want my liefde brand te sterk. Dan sê ek het vir iemand gesê,
as die Here se liefde vir daai klomp rebelle so sterk gebrand het en die Hebreërskrywer gebruik dieselfde taal, nê, dan sê hy hoeveel te meer nie vir ons wat in Christus glo, wat die genade ontvang het nie. So maar wat 'n mens dan kan doen is om net te sê goed, die beginsel van daai vers is God is goed, hy wil sy kinders seën, hy is 'n God van liefde en genade, maar in Jesus se genade het ons soveel meer en soveel beter 'n voorspoed. En dan kan 'n mens net byvoeg wat Yvette gesê het, maar dit beteken nie ons gaan hier op aarde maanskyn en rose hê nie. Want dat mense nie onder 'n valse illusie kry van die Here beloof voorspoed, en dan is daar natuurlik nou, ons weet dit, daar's kerke wat daarop staan, dat as jy nie voorspoedig is nie, is daar fout met jou verhouding met die Here, en dis alles behalwe wat die boodskap van die Nuwe Testament is. So ek wees maar versigtig vir daai buitekonteks beloftes en versekerings, en mens kan teruggaan na die beginsel toe, soos Psalm 23 is 'n Ou Testamentiese psalm, maar daar's soveel genade in, wat 'n mens kan skakel, deurtrek na Jesus toe, en die beter genade uitwys, soos ons in hierdie hele Hebreërs ook al gelees het, dat ons wat in Christus glo in die ware rus ingegaan het. Ja. En dat 'n mens daai uitlig. Met daai stukkie oor troos ook, 'n mens moet daar vir jouself ook gaan kyk. Partykeer dink ek kort troos en dan gaan lees jy psalms, maar eintlik was jy besig met iets wat jy liewer in die Nuwe Testament moes gekyk het, wat jy iets verkeerd doen. En dit is dieselfde met ander mense. As daar sonde in iemand se lewe is, om vir hulle te sê, ag weet jy wat, God is genadig, hy gaan dit vergewe, maar hulle volhard daarin, dan kan 'n ou hulle nie in goeie gewete troos nie. Nee, en weet jy weet nog iets oor troos. Jy's so reg, nee. Kyk, die psalms is baie mooi. Maar ek sê ook, as 'n kind van die Here of enige iemand nou wat swaar kry, troos nodig het, nie na 'n psalm gryp nie. Ek wil amper sê, stel hulle net weer voor aan die trooster met 'n hoofletter. En ek dink dit is die ding wat ons dalk soms mis oor die verhouding, nê? Dat die verskil tussen godsdiens en verhouding, tussen religion en relationship. In religion gaan soek jy na 'n psalm wat jou troos kan gee. En ek weet, dis alles woorde wat oorspronklik deur God geïnspireer is, nê? Maak dit nie af nie. Maar is dit nie beter om vir iemand te sê, die Heilige Gees se naam is trooster. Praat met hom, weet dat hy vir jou in jou binneste troos, en as hy jou dan herinner aan skrif, of dit nou Jesus se woorde is, of Paulus se woorde, of dalk 'n psalm, dan is dit goed. Maar begin by die trooster, en moenie sommer net na 'n bekende psalm toe gaan, en ek skiet nie die psalms af nie, hulle is baie mooi. Ek het 1 of 2 van hulle gememoriseer, gedeeltes, versies wat vir my baie beteken. Maar mens mag nie die trooster sidestep as iemand troos nodig het nie. Ja, die Heilige Gees ondersoek die bedoeling van die hart. Hy weet wanneer om te troos en wanneer om te tug, gelukkig. Ja, nee, verseker. Ja, en hy's 'n sagte gees. Hy's 'n gentleman. Hy's nie 'n tugmeester nie, maar hy sal ons aan die elmboog vat en sê, kom ek wys jou die uitnemender weg. Ek is net verskriklik ingestel daarop dat ons moet mense help om in 'n dinamiese, aktiewe, intieme verhouding met die Here te wees en na hom toe te hardloop, selfs voor jy na die Bybel toe hardloop. Weet jy nie, ek dink nou ook aan wat baie mense sê, want jy weet, ek het ook daai dat 'n mens nie teruggaan na die Joodse, die Ou Testament nie. Maar dan sê mense, ag nee, wat los hulle behoort aan 'n kerk of hulle behoort aan 'n groep, omdat hulle nou, jy weet, weer na die Joodse, die ou wettiese manier toe gaan. En dit is nie vir my dan nou troos of so nie, nee, soos wat ek dit sê. Jy moet dit reg doen. Ja, Tannie, daar was nou vir 'n paar jare nou al weer 'n gier om na die Hebreëse wortels terug te keer en die ou goeters, en dis mooi goedjies, dis mooi goedjies.
Maar ek persoonlik stem saam. Ek het eendag moes ek vir iemand, gelukkig het ons 'n baie goeie verhouding en toe hulle nou met hierdie goed kom, toe sê ek maar as dit nie 'n klap in Jesus se gesig nie. Ja. Hy het met sy lewe betaal om ons los te koop van dit en nou wil jy terug soontoe. Ek sê vir die man, hoe gaan jy by die kruis verbygestap kry om terug te gaan na daai ou Hebreëse goeters toe? Ons is nie Hebreërs nie. Ek meen 99,9% van alle Christene kom uit die heidendom. Nou wat karring ons nou so? En dan as iemand nog steeds sukkel, dan sê ek vir hom net, man, gaan lees Handelinge 15 en dan praat ons weer. Ja, want die neiging waarvan Dominee nou sê, jy weet laat daai jong mense tot hulle name verander, hulle klere dra verander, hulle die eet verander, weet jy, so. Ja. En dan het die persoon dit of nou nie goed gepraat nie, ag los hulle behoort daarom aan 'n groep of 'n kerk, jy weet. Nee. Met alle liefde gesê, hulle is aktief besig om Jesus te beledig as hulle dit doen. Daar's van daai groepe ook wat nou gekom het met al die Hebreëse name en dit is interessant en ek ken ook 'n klomp van God se name in die Ou Testament, is goed. Maar dan kom hulle en sê jy mag nie van Jesus praat nie want dis 'n Engelse naam, jy moet hom Yeshua noem. Ja. En dan sê ek vir my, Hebreëus is nie my moedertaal nie. Hoekom God het vir ons in Handelinge 2 in 15, 16 moedertale die evangelie gegee en daar staan nie Petrus het gesê julle moet hom net Yeshua noem nie. Ek lag nou, maar dis eintlik hartseer dat mense so maklik in so 'n ding opgeslurp word, nê. Ja, die jong mense. Maar dit kom terug by ons, dis hoekom ouer gelowiges moet die jong mense lei, ons moet die vrymoedigheid kry. Want hulle weet nie, jy ken jouself toe jy jonk was, hoeveel dinge het jou mislei. En ek het in my lewe gelukkig volwasse geestelike mentors gehad en hulle liefdevolle leiding het my geloof op koers gebring en daar gehou. En dit is ons elkeen se plig. Selfs as jy nog onvolwasse is in die geloof, kan jy baie vir iemand beteken met die waarheid. Ja, verseker. Nee, verseker. Om met altyd mense terug te vat na Jesus toe en sy leer en sy liggaam. Al die Nuwe Testament geskrifte is geskryf deur mense wat in sy liggaam is. Ons kan hulle mos nou maar glo en respekteer. Tannie Jessie, ek wil net sê dis net my persoonlike mening, maar ek verstaan ook nie hoekom mense so shofar blaas nie, want dis nou erger as Moses, maar toe het ek nou maar al baie gesprekke, want mense, dis nou 'n gier, en dan gebruik hulle kudu-horings, en daar was nie kudus in Israel nie, hulle het ramshorings gebruik, shofar is 'n ramshoring, maar ek sien die moderne Israeliete gebruik ook nou kudu-horings, want hy het blykbaar 'n mooier klank. En dat as iemand hom wil blaas, laat hy hom blaas, maar toe vra ek vir iemand eendag, hoekom doen hulle dit? Toe sê hulle nee, want as jy dit doen, dan gebeur daar iets in die geesteswêreld en die Heilige Gees word verwelkom. Toe sê ek vir myself, ag asseblief, die Heilige Gees woon in God se kinders. Ons hoef nie 'n snaakse instrument te blaas om hom te roep nie. En dan moet ons maar trompette blaas en dromme slaan, dan kan ons dit maar doen. Want dis as mense nou begin shofars blaas, dan versterk hulle net daai Joodse ding van hierdie goed uit die Ou Testament het 'n bepaalde betekenis gehad. As die priesters die ramshorings geblaas het die volk gekom om te kom offer. En hoekom ons het nie nodig om dit te doen nie. Dit is nie ons geloof nie. Maar dis eintlik nader aan 'n tipe van 'n oordeel, want ek meen as jy kom offer, as jy shofar geblaas het, as jy in 'n moeilikheid. Ja, en nou die dag in Israel het hulle 100 shofars gelyk geblaas. Dit was nog een van daai beroemde datums, 24 September. En toe was die aarde veronderstel om iets te doen. Ek dink mens moet net uit die Nuwe Testament kan verwoord hoekom jy doen wat jy doen met jou geloof. Ja. Dan die toepassing, ons het nou klaar die vraag, so ek gaan dit net lees saam met julle, maar dan sien julle welkom as daar nog 'n vraag is of iets wat julle wil bespreek, daar's nog 'n uitdaging op wat kom. Onthou nou maar hierdie gedeelte van hoofstuk 5 en 6,
het ons nou gelees het, die skrywer se doel is nie om gelowiges bang te maak nie, maar om hulle wakker te skud. En ek dink dis dalk nou weer nodig dat so 'n bietjie wakker geskud moet word. En dan die tweede punt wat vir ons wat die Here liefhet en dien, almal wat die Here liefhet en dien, sal besef geloof groei. Dit bly verdiep, dit bly vrug dra, dit kan nie staties wees nie. En as dit is, dan moet ons deernis hê met sulke mense, maar ons moet hulle daar uit probeer help ook. En wanneer 'n gelowige geestelik stagneer, begin hulle gevaarlik naby aan die grens van apatie kom, dat hulle apaties is, so traak my nie agtig. En dan word waar die geloof se vuur kan dof word. Maar die goeie nuus is, God is nie onregverdig nie. Hy onthou elke daad van liefde, elke diens, elke traan. Dit is nogal 'n mooi samevatting, nee. Goed. Kom ons dink bietjie eerlik, as jy iets hieroor wil sê, ook is jy welkom. Is daar dalk in jou eie geloofslewe, is nou 'n bietjie selfondersoek, maar dalk kan jy iets noem as jy wil. Waar ons dalk gemaklik geword het met die melk en nie meer honger is vir vaste kos nie. Nee, verseker Johannes, ekskuus jy weet gaan hè. Ekskuus Louis, ek gaan net vinnig iets sê. Ek het net in my eie lewe toe ek nou agterkom wat God te ouerleer en die manier wat hy dit doen, dat ek nogal weggeskram van daai geloof wat met vuur beproef word. Ja. Gelouter word, nee. Ja, ek wil maar net noem, ons het met ou gaan nou maar deur dinge en dan raak die vlammetjie flou. Maar toe ek saam met of nie saam nie, die pastoor is nog steeds besig om deur die Ou Testament te werk. En hy is nou juis in Jesaja besig en nou moet ek vir julle sê dis nou juis daai Ou Testamentiese stories wat by vuur weer aan die brand gesteek het, want God het sy volk baie duidelik gewaarsku daar. En so ja, ek moet sê die Ou Testament het byna weer op die pad as ek dit so tongenetjies kan sê. Maar ek wil ook net vandag noem Johannes, iets wat ek dalk nou gemis het met geestelike volwassenheid en die melkkos is hoe ons ander mense sien. En ek wil amper sê met melkkos, as ek die voorbeeld mag gebruik van dronkenskap of 'n dronkie, weet ou kan maklik sê ja, Louis, hy's maar 'n dronkie, hy sukkel, hy's 'n dronkie. Hy drink hom lekker. Teenoor as ek geestelik volwasse is te sê maar weet jy Louis is 'n kind van God, maar hy sukkel met drank. Dit maak dit soveel anders en jy het gepraat van deernis en ewe skielik kan jy daai ou met liefde hanteer sonder om te oordeel. Kan jy dalk by die wortel van die probleem uitkom. Ja. Nee, verseker. Terwyl mens iemand oordeel, kan jy hulle nie help om regop te kom nie. Nee, wat en ek dink jy sien die probleem raak en jy sien net die persoon. Ek dink ons sal nou nie sommer terughinker na die eerste melk nie, maar partykeer raak Christene ook maar vas by daai lysie van goeters wat die skrywer daar genoem het, nê. Oordeel en daai tyd nog handoplegging en sulke goed wat hulle gestream het om te kan groei sodat hulle ander ook kan help om geestelik meer volwasse te word. Maar ek dink wat nie al nie, maar 'n groot deel vir ons vandag as moderne Christene dink of ons wat in Christelike ouerhuise groot geword het, is die uitdaging dalk net soos julle gesê het om jou geloof net uit te leef en om diensbaar te wees, om vrygewig te wees, om behulpsaam te wees, om vriendelik te wees en om soos die man wat nog gesê het, ek dink dit was Franciscus van Assisi of een van daai ouens wat gesê het jy moet jou Christendom oral verkondig elke dag, oral waar jy kom en as dit nodig is, moet jy die Bybel gebruik. So ons doen dit deur te leef, deur Christus uit te leef. Dit sluit aan by die volgende en wat sê, wat beteken dit prakties vir ons hierdie week, as jy doelbewus bietjie wil gaan oefen in geestelike volwassenheid, deur jou denke, jou gebede, jou gehoorsaamheid. Is daar voorbeelde waaraan jy kan dink? Wat sou dit beteken as 'n mens net so bietjie, ek praat nou met myself ook, bietjie werk aan jou routine, en nie dat 'n verhouding is nie routine nie, maar vir ons, my as kind van die Here, as ek nie so bietjie routine inwerk nie, dan skeep ek dit af.
So met 'n bietjie ons het tog 'n roetine. Ons eet op dieselfde tyd, ons bad op dieselfde tyd, ons gaan werk toe op dieselfde tyd. Hoekom kan ons nie maar bietjie eenkant alleen met die Here gaan sit ook elke dag op dieselfde tyd nie? Dink jy dis so seer net mens moet in 'n mate in 'n roetine kom, want jy moet sit met die Bybel, want dit is hoe God met jou praat. Voor 'n ou met hom praat noodwendig, wel jy moet voor die tyd ook natuurlik met hom praat, maar jy het tyd nodig om te luister. En ek maak ook nie altyd daai tyd nie, en party dae doen ek dit glad nie. Maar die volgende dag gaan weer hou dit. Jy voel dit. Ja, Johannes, van my kant is gebed. Ek dink hou so gefokus, of ek is so gefokus op wat die Here vir jou kan doen. Maar hy is so almagtig, hy is so groot, en hoe min besing ek sy naam, hoe min besing ek sy grootheid, en al doen ek net dit, vergeet van jou eie behoeftes en probleme en dinge, wat die woord sê tog, nader jy eers na hom, en al die ander goed sal hy na hom sien. En dit is vir my, ek is nie sê ek sukkel nie, maar dit is, ou bid 3 of 4 sinnetjies, en dan weet ek nie wat om verder te bid nie, maar tog is hy hierdie groot God, en ek kan net hierdie paar goed vir hom noem, en dan voel hy so skuldig, want jy's gewoon daaraan om op jou eie dinge te fokus. Ja. Het is interessant dat Louis dit nou sê, nee, want hierdie week het ek presies dieselfde ding. Ek het so iets geluister daaroor, oor worship of lofprysing, en ou dink net in terme van musiek of wat ook al jy sing, dit is natuurlik ook dit. Maar wat hierdie persoon gesê het is, wat Louis nou sê oor gebed, voor jy sinvol kan bid, moet jy eers onthou wie God is. God weet wie hy is. Dit is nie dat jy vir God vertel wie hy is nie, maar God wil hê ons moet onthou, en dit is hoekom hy sê toe, dit is hoe gebed moet begin, is met daai almag en daai genade en daai barmhartigheid. Want anders is jou gebede net nie wat dit moet wees as jy nie onthou met wie jy praat nie. Jy weet, as jy daaroor dink, dan besing jy eintlik sy grootheid en sy naam en sy lof, want dit gaan eintlik voorspoedig met jou, want ek meen, dit waarmee ons hier besig is, die storie wat ons kan vertel, die storie van hoop en genade, ja, hou wil so tegnies bid, plaas bid, hou net prakties. Hallo, julle, ek nog nie eintlik 'n beurt gehad om te praat vanaand. Ek sien dit ook anderster. Ons leef in 'n wêreld, as jy 'n dokter toe gaan, of jy gaan na jou boekhouer toe of na jou prokureur toe, dan maak jy 'n afspraak. En as jy nie die afspraak bywoon nie, dan bel jy en dan sê jy, jammer, ek kan nie afspraak bywoon nie, dan maak jy maar 'n verdere afspraak. Maar ons doen nie dieselfde met ons Skepper nie. Ek dink jy moet 'n vaste afspraak met die Skepper maak vir 'n spesifieke tyd op die dag, en as jy dit nie daarby kan uitkom nie, dan moet jy bel en verskoning maak en 'n ander tyd maak. Ja, is waar Neil. Ek het by die Emmaus kampe wat ek doen, is daar sulke mooi, dis nou maar omdat mense hulle noem dit 'n short course in Christianity, so dis maar om mense te leer ook bietjie van dissipline en disippelskap. Maar ek onthou daar's een spesifieke gebed wat ons saam lees, waar dit daarop neerkom dat God sal so dankbaar wees as ons hom net sal behandel soos wat ons beste vriend behandel. Ons het baie keer vir ons vriende meer tyd as vir God. Ja, verseker. Ja, maar weet julle wat, ons het ook almal ander spiritualiteite, en dit is goed, ons moet net nie stagneer nie. Eendag sal ek julle vertel, maar ek is nou besig met 'n mentor wat vir die wat daarin sou belangstel, sê, dis weet, elke mens loop jou unieke pad met die Here. Maar wat 'n mens leer om net eenvoudig by die Here stil te sit sonder om te praat, en die mens groei daarna toe om tot vir 'n uur lank te kan stil sit. En dis nie vir almal nie, maar die wat dit kan doen, die vrede wat mens daar uitkry om nie eers te praat nie, nie eers te vra nie, en met te begin deur die Here net te loof en dan net in stilte by sy voete te sit. Daar's allerlei maniere wat 'n mens mee kan werk. Solank ons groei, die groot ding is groei. Mens kan nie vandag nog op dieselfde geestelike vlak en plek wees waar jy 5 jaar terug was nie, dan het jy nie gegroei nie. Johannes, net een opmerking daaroor, en dit dalk wat Brendan jy verwys het na hulle groepie wat hulle het. Ek dink dit is belangrik dat, ek weet nie of het jy 'n mentor nie,
maar dat 'n ou mentor in jou lewe het wat ek meen jy leer nog steeds. Weet dat want daai ou is maar net deeltyd voor jou mentor is iemand ouer as jy, so ou leer eintlik maar deeltyd. Ja, ek glo vas daaraan, ek het meer as een. Ja. En ek het hulle nodig. Ja, is daar nog iemand wat enigiets wil vra of wil sê? Goed, dan hou maar die groep dop. Johannes, ek wil net vinnig iets sê, ek gaan lank praat. Seker is. Ja, seker Daai is. wat jy nou van gepraat het oor die stil word vir die Here. Jy weet in die oosterse gelowe, hulle het basies eintlik meditasie van Christendom gesteel, want die Bybel praat oor meditasie. Ja. Waar ou net stil sit en dink, jy weet. Ja. Oor God se grootheid, want die Heilige Gees bring in elk geval daai dinge wat nie uitgespreek word nie, ook voor God, en dis ook 'n troos om te weet, dat jy hoef jouself nie te kan goed uitdruk voor God nie, die Heilige Gees en Christus tree in, jy weet, dit is daai stil word, is belangrik, want mense het so baie stemme in jou kop. Ja, jy sê toe maar reg, jy weet, hulle het dit so bietjie by ons gesteel, die Engelse Bybels, verskillende vertalings nie, maar die minimum keer wat meditate voorkom in 'n Engelse Bybel is 14 keer. En in Afrikaans het ons ongelukkig verskillende vertalings, so ons kan dit, as dit gaan tel, dan kom jy by die ou vertaling praat van bepeins, dan is dit maar 8 keer, maar as jy nou al die ander woorde wat in Engels met meditate vertaal is byvoeg, dan is dit 14 tot 18 plekke waar dit genoem word, en die verskil is in die oosterse meditasie probeer jy om aan niks te dink nie, maar in Christelike meditasie dink jy aan die Here, jy dink nie aan niks nie, en dis soos jy sê, om dan net die Gees wat vir ons intree as ons nie woorde het nie. En Jesus het self gesê oor gebed, hy sê, ek moet maar min woorde gebruik, want die Vader weet klaar wat ons in ons harte het en wat ons nodig het. Ons hoef nie met 'n stortvloed van woorde om te probeer beïndruk nie. Ja, ek het al baie keer vir God goed vertel wat hy eintlik al weet. Ja, ons hou daarvan om op hoogte te hou. Brendan? Ek dink daai gedeelte wat sê wees stil of word stil en weet ek is God. Hou ook 'n gedeelte by dat jy weet jy kan nie gaan altyd net sit en bid en soos Louis net gesê het jou 3 of 4 sinnetjies en dan is jy nou klaar nie. Daai word stil en jy gaan iets kry om te sê en so begin jy 'n gesprek en 'n gesprek vol wat jy nie net 'n gesprek het nie, maar jy weet 'n hele weerklank soos 'n tenniswedstryd wat jy met die Here kan oor praat. Ek onthou my ouma, sy is toe op die ouene van die dag dood op 93. Maar sy was dik in haar 80's, dan gaan kuier ek uit universiteit uit vir haar, en dan sit ek laat in die aand, 9uur, 10uur die aand, en kyk nou nog Animal Planet, en wat ook al, eers en dan hoor ek nee, sy is op die foon, en sy praat, en dit kry nie end nie. Staan ek, sit ek die TV saggies, sy het so 'n klein woonstelletjie gehad, sit ek die TV saggies aan, gaan kyk ek nou, maar met wie praat sy? Braggies, my ouma op 90-jarige ouderdom, dan staan sy op haar knie op 'n kussing langs die bed en sy het nooit iemand gebel nie, sy het die Here gebel. Dan het sy 2-3 ure lank in die aand, dan ek slaap lank al, dan hoor ek haar nog. Dan praat sy. En so leer jy ook om dit maak jou fisiese verhouding met die Here, want jy praat met hom. So praat jy al hoe meer en meer en meer. Ja, Brendan, dis awesome, daai verhouding, nee. Ons moet dit net meer en meer ervaar, die verhouding wat ons met hom het. Ja, dis awesome. Ons leer vanaand baie by die oumas, nee. Maar die ding van wat Brendan nou ook sê, en ek het dit by my eie ouma ook ervaar, nee. Dit is mentorskap. Sonder dat hulle 'n woord sê, partykeer is net die manier hoe hulle leer. Dis discipling, nee, om iemand sonder om 'n groot storie daarvan te maak, het sy haar disippels opgelei. Die oumas. Weet jy, met my ouma, ons was nog jong kinders in die huis. Sy het by ons gebly, maar sy was nou nie so oud nie, sy was so 76. Dan word ek in die nag wakker. Maar dit is nou hier so by 10uur, 11uur, en dan lees sy hardop Bybel,
en sy sing. En weet jy, dit bly tot vandag toe by my. Ja, nee, hoorie so, ons ouma's is spesiaal. Ja. Goed, kom ons sê vir die Here dankie en dan met julle 'n rustige aand hê en lekker slaap en lekker kuier saam met die Here eers 'n bietjie as jy kan. Ja. Ons maak ons oë toe. Goed. Here, dis vir ons so wonderlike voorreg om te weet ons het 'n verhouding met U, want U het uitgereik na ons toe deur U Gees en ons nader getrek en ons ingetrek en ons innerlik daar by daai punt gebring om te besef ons het U as verlosser nodig en U het ons saggies begelei om ja te sê. Niks is uit ons eie nie, dis alles net genade en nou het ons hierdie voorreg om in 'n verhouding met U te kan wees. Help my persoonlik, Here, om hierdie verhouding te koester en daarin te belê, investeer soos die Engelse sê, om tyd saam met U te spandeer. Dat ons sommer lekker saam kan kuier, maar dat U deur U Gees ook vir my kan leer en kan wys wat is dit wat U wil hê ek moet volgende doen. Dankie dat U vir ons lief is en dat U vir ons net lief is en dat U altyd vir ons lief sal bly. Ons prys U daarvoor. Amen.